Goeiedag, baie welkom by vanoggend se oordenking en saamluister. Ons is vir 'n oomblik ons is besig met 1 Petrus, maar ons gaan vir 'n oomblik vandag net 'n klein bietjie terugtreë daarna Johannes 13 toe. Johannes 13 wat Jesus se heen gaan wat naby is, en ek lees saam met julle vers 31 tot 35. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik. En God word deur hom verheerlik, en aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en sal hy binnekort, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net vir 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. En dit is so die begin van hierdie diskurs, hierdie afskeidsgesprek wat Jesus het met sy disippels. En dan sal hy, as ons vir 'n oomblik dan beweeg na Johannes 14 vers 15, dan lees ons vers 15 tot 17. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle sal bly en in julle sal wees. Het is interessant dat hy hier praat van 'n ander voorspraak. Tot nou toe was hierdie voorspraak Jesus self. Was hy die een wat vir hulle hierdie voorspraak was. En nou, hoe kry hulle hierdie belofte? Ons hoor dat hy in vers 18 sê, maar ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. En hy sê die merke, die teken gaan wees, wat ek gaan nie langer hier kan wees, om hierdie wêreld lief te hê, op hierdie wyse nie, en daarom gaan julle die voortsetting daarvan wees. Julle gaan, die teken van dat julle mekaar lief het, sal die teken wees dat julle my disippels is. En dit is eintlik wonderlik om in hierdie diskurs so daarna te kyk, want dit stel ons nou weer in staat om vanuit liefde verder te reis as ons verder met Petrus reis. Wat dit vir ons gaan vra om partykeer vir die evangelie te lei, is omdat daar 'n liefde is wat God se liefde wat ons dryf. Ons sê by die gemeente, sê maar, u lig dring ons om lief te hê. Nee, hierdie lig, hierdie liefde, dit bring ons in beweging. Dit het ons so oorweldig, dat ons nie anders kan as om hierdie liefde ook vir mense uit te deel nie. So, as ons dan hoor, as hy sê, julle moet my lief hê, sal julle al my opdragte uitvoer. En ons hoor amper hier in hoofstuk 13, hoe dit 'n nuwe gebod is. Hy sê vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, vers 34. En hierdie nuwe gebod behels, julle moet mekaar lief hê. Dat liefde word die absolute liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dis die evangelie opgesom. Dit gaan die teken wees dat julle my kinders is. En so leef ons in die wonderbare lig waarvan Petrus praat. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie woorde, maar ook Here, gee vir ons dat hierdie voorspraak, of hierdie ander voorspraak, naamlik die Gees van die waarheid, dat u Gees so in ons aan die werk sal wees, dat ons in hierdie tyd, dat liefde die dryfveer sal wees, en dat liefde die grootste merke en kenmerk van ons lewens sal wees.
U liefde wat U vir ons het. Mag ons dit ook so vir hierdie wêreld hê. Ons bid dit in U naam. Amen. Mag die Here met jou wees, ons gesels weer.